ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in Johannes hoofstuk 11 en ons is in 'n baie roerende oomblik in die hoofstuk, en dit is waar ons in 'n baie kort gedeelte van die teks 3 keer hoor dat Jesus geweldig bewoon word en hom in sy gees ontstel. Nou, in die vorige opname het ek genoem dat ons moet nou aflei hoekom, want die teks verduidelik dit nie. Maar dit is so asof die skrywer sê, maar die onmiddellike omgewing waarin Jesus hom bevind, die situasie waarin hy is, dikteer die betekenis. Sê, verduidelik self. Maar as 'n mens nou 'n bietjie dink oor hoekom het Jesus hom so ontstel, dan kon 'n mens by nog iets uitkom. Dalk kan jy sê, nog iets. Dalk het dit ook te doen met, dis nou die weier konteks, dis nou die konteks van Johannes 11 nie, maar die weier konteks. Jy sê, dalk het dit ook te doen met Jesus se vooruitskouing na sy eie dood. Nou daaroor moet 'n ou 'n bietjie dink nou. Maar ek dink nie dit is 'n voorstel wat 'n mens net heeltemal van die tafel kan afvee nie. Nee, selfs al sê jy okay, nee, ek weet nie of dit so 'n groot rol speel nie, maar jy sal ten minste kan sê ek dink daar's elemente daarvan waarskynlik betrokke. Nee, oor hoekom Jesus 3 keer in 'n kort tydjie geweldig bewoon raak. Maar die onmiddellike konteks is oor die finaliteit en die absolute effek wat die dood op hierdie mense het, op die mense, nie net hierdie mense nie, maar die mense. Ja, so daar's nou skrifgedeeltes waaraan ek nou dink, want dis maar eintlik wat 'n ou nou wil doen, hè. Jy wil nou dink aan hierdie gedeelte, daai gedeelte, jou oriënteer met ander gedeeltes in die Bybel wat dalk 'n bietjie lig werp op hierdie situasie. So jy het jou onmiddellike konteks en dan het jy 'n bietjie van die weier konteks ook, nê. Nee. Maar kom ons gaan aan met die storie. So ons is nou in kom ons begin weer 38 en dan gaan ons verder. Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom, en dit was 'n spilonk, 'n grot met ander woorde, en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is 4 dae dood, so daar is al klare ontbinding wat intree, en ons dink dit is 'n slim plan om dit te doen nie. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Nou, ek wil net voorlopig vir jou 'n heads up gee, want ek weet, dit kom herhaaldelik in Johannes voor. Die heerlikheid van God is nie in die eerste plek dat Lazarus uit die dood gaan opstaan nie. Dis nie so nie. Die heerlikheid van God in die eerste plek is die openbaring van wie Jesus is. Dis die heerlikheid van God. En die Lazarus wat uit die dood opstaan, is die teken wat gaan wys na die heerlikheid van God. Jesus, hy is die heerlikheid van God. Afdruksel van sy wese, die afskynsel van sy heerlikheid. Hy is die heerlikheid van God. So Jesus sê, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, wat glo? Nou, weer eens, nee, so, net so 'n bietjie fine-tuning hier doen. Net verstaan dit. En as jy nou nie by was met die vorige video, nou jy kyk dit gerus, nee, of so 2 of 3 terug,
as hierdie nou jou eerste video in die reeks is. Maar die evangelie van Johannes word nie verniet die evangelie van geloof genoem nie. Omdat dit so 'n oorwegende of oorweldigende tema in die evangelie is. Dis geloof in Christus Jesus. Ek wil nou vir jou sê wat is die fine-tuning. Hierdie dinge, hierdie tekens het ek beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is en deur te glo lewe kan hê in sy naam. Johannes 20 vers 30 en 31. Die geloof, en hier is die fine-tuning, is nie dat Lazarus sal opstaan uit die dood nou hier nie. Daar is iets baie belangriker en baie groter as dit. Dit is glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Nou, Martha is op die plek wat haar geloof betref, waar sy is nou teen die ceiling. Sy glo, nee, sy het nou gesê, kom ons gebruik gou woorde, sy sê, ek glo dat u die Christus is, die seun van God wat in die wêreld sou kom. So, jy kan sien, sy gebruik haar geloof. Tot daar was sy kom in haar hart, en wat sy verstaan en sien, sy is daar om te sê, maar ek glo dat u die Christus is, die seun van God. Nou haar idee van die seun van God is dalk nog grootliks in gebreke wat dit behels en wat dit beteken. Die Christus, die gestuurde, die gesalfde, maar sy glo, haar geloof is nog nie volwassenheid bereik. Sy verstaan nie regtig nog wat beteken dit, dat hy die Christus is, die seun van God nie. Maar sy gebruik haar geloof tot die maksimum, dit wat sy het, daar waar sy is, glo sy. Maar sy gaan nou iets leer, sy gaan nou sien, maar hy selfs groter as die dood, die onverbiddelike vyand van die mens, hy is groter as dit. En dit gaan haar geloof net na volgende vlak toeneem, next level, as het ware, letterlik, next level, om te sê, wat? Dis soos die disippels in die boot toe hy die storm bestraf. Hulle glo dat hy die Christus is, die seun van God. Hulle glo dit. Maar hulle geloof is nog nie volwasse nie. So die storm en die dreigende dood wat hulle in die gesig staar, is nog groter op die stadium as Jesus vir hulle. Maar hulle glo. En dan bestraf hy die storm en dan sê hulle vir mekaar, watter soort mens is hier? Hulle verstaan nog nie dat dit nie bloot 'n menslike boodskapper is wat hier voor hulle staan nie, maar God self. Dit verstaan hulle nog nie. Maar Jesus loop met hulle. Hy los hulle nie, hulle stap. Hulle geloof is besig om te groei van 'n klein grasspruitjie na 'n volwasse plant wat saad kan voortbring. Wat 'n soort mens is hierdie dat selfs die winde en die storms na hom sal luister? Die verbasing by hulle, nee, vir die volgende ontdekking, nog 'n vlak. En natuurlik, die groot crescendo, big finish, is die opstanding van Jesus uit die dode. Nee, om te verstaan, nou verstaan ons. Selfs in Johannes 16, en ons gaan er nog aan by kom, waar die disippels sê, nou glo ons, was dit nog nie 'n punt van volwassenheid in hulle lewe nie. En dit is ook verblywend om te verstaan, want ek en jy groei in ons geloof in wie Jesus is. Nee, ons leer wat dit is om neer te lê. Ons leer vandag en ons lê ons lewens neer, en môre leer ons iets dieper van neer lê, iets groter daarvan, en dan dink ons, maar ons het gister gedink, ons weet wat neer lê beteken, maar vandag verstaan ek baie meer, maar watch nou môre, en volgende week, en volgende maand. Wat beteken dit om Jesus te gehoorsaam en in Jesus te glo vir wie hy is? Dis iets waaraan ons glo. Nou geloof het twee aksies. Een, of dit groei, of dit kwyn en ontaard in ongeloof. So vers 40 sê Jesus, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, wat glo? Wat? Dat ek is wie ek sê ek is nie, sal jy die heerlikheid van God sien. En Jesus is die heerlikheid van God. So hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, aldus Lazarus. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het.
En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat hier rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo, dat U my gestuur het. Waaroor gaan die opwekking van Lazarus? Dit gaan oor die geloof in die harte van mense, dat Jesus is wie hy sê hy is. Dis waaroor die opwekking gaan. Daar staan dit pragtig. En Jesus se gebed aan die Vader. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus kom uit. Nou, op hierdie punt, wil ek nog iets vir jou baie lieflik wys. Jesus sê, hy doen niks, wat hy die Vader nie sien doen nie, en hy sê niks, wat hy die Vader nie hoor sê nie. Wat ons laat verstaan, dat Jesus se hele ganse sending, was 100% onderdanig aan die Vader. En dat toe Jesus aan die kruis sê, tetelestai, dit is volbring, beteken dit, dat dit wat die Vader hom gestuur het om te doen, het hy in volle gehoorsaamheid en volle onderdanigheid voltooi tot op die laaste. Dit is 'n onsaglike gedagte. Jesus slaan nie sy hande aan die opwekking van Lazarus sonder toestemming van die Vader nie. En uit daardie gebed kan jy dit hoor. Dankie Vader dat U my verhoor het. Die Seun praat met die Vader. Daar's gesprek, hy het ure spandeer met die Vader. Nagte deurgebid. Met die Vader tyd spandeer, gepraat met die Vader. Tyd spandeer met die hart van die Vader. Tyd spandeer met die Vader. En hy het met die Vader gepraat oor Lazarus. En 100% onderdanig aan die Vader. Gaan hy net doen wat die Vader vir hom sê om te doen. So, dit is 'n geweldige gedagte. En die Vader sê, dis reg my seun. Wek hom op. En Jesus sê, dankie Vader, dat U my verhoor het. Terwille van die mense hier, dankie daarvoor. En toe sê hy, Lazarus kom uit. As die Vader gesê het nee, was dit nee? Jy het dit nie gebeur nie. Nou dieselfde ding, in hierdie evangelie, gaan Jesus van die Heilige Gees sê. Hy gaan sê, ek gaan na die Vader, maar die Trooster gaan na julle toe kom. En hy sal nie uit homself spreek nie, maar net wat hy hoor, sal hy aan julle sê. Die Heilige Gees het presies dieselfde sending, in presies dieselfde gesindheid as Jesus. Die Heilige Gees trek mense na jy. Wat was Jesus se sending? Sy sending was om homself te openbaar volgens die riglyne wat die Vader hom gee. Nie buite dit nie. Volgens die riglyne. Net soos wat die Vader sê. Die Heilige Gees presies dieselfde. Hy openbaar Jesus volgens die riglyne wat Jesus gee. Verduidelik Jesus, Johannes 16. Hy trek nie aandag op homself nie, hy verheerlik nie homself nie, die Heilige Gees. Hy trek al die aandag op Jesus en verheerlik Jesus. Hy sal julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het en julle alles leer wat ek julle geleer het. Dis die fokus van die Heilige Gees. Doen niks uit homself nie. Net soos Jesus 100% aan die Vader onderdanig is, net soos die Heilige Gees 100% aan Jesus onderdanig. Dis 'n onsaglike ding, 'n ontsettende ding. So, Jesus sê toe, Lazarus kom uit. Nou jy kan mos nou dink. En die oorledene het uitgekom, aan die hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Nou, dit is opvallend, dat die Bybel
nie die agtergrondmusiek hier invul nie. Sê net. En toe sê Jesus, Lazarus, kom uit. En toe kom hy uit, en toe sê Jesus, maak hom los. Volgende vers sê, en baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het in hom geglo. Daar is hy. Daar is niks beskrywings van die absolute skok en verbasing en die chaos, as jy dit so wil beskrywe, wat ontstaan het as gevolg van hierdie fenomeen nie. Dat die mense skielik agterkom, dat die mees onverbiddelike vyand, die dood, het 'n baas. Ja, en die effek wat dit het, die effek word net beskrywe, glad nie in die vorm van emosie nie. En ons kan dink, hoe geweldig was daar emosie nie, wat se emosies was daar. Maar dat die effek net beskrywe word in wat dit produseer het. Geloof. So die emosies word glad nie vertel en beskrywe nie. Ek en jy moet dit nou maar self verbeel en onsself indink wat daar is. Maar dis wat gebeur het en dit was die resultaat. Geloof. In wat? Nie wat nie. In wie? Dat Jesus is wie hy sê hy is. Nou, die rede hoekom ek, en ek het nagelaat om het vroeër te sê, die rede hoekom 'n mens van dit praat, en ek noem dit fine-tuning, is bloot omdat in vandag se tyd en lewe het geloof nie te doen met die persoon van Jesus nie, maar met glo dat jy dit van hom sal kry. Dat jy iets van hom sal kry. Wat wil jy hê? 'n Ferrari. Glo dat jy dit gekry, of so sommige dit preek, reeds gekry het. Hou net aan, ek gaan 'n Ferrari kry, gaan 'n Ferrari kry, gaan 'n Ferrari kry, wat ook al nou jy nou daar invul in plaas van Ferrari. En dis wat geloof is. Glo net. So Hollywood trek het baie breed. Hollywood sê, nee, jy moet net glo. Wat? Die maak nie saak wat nie, glo net. Dis hoe hulle omtrek. As jy bietjie na die kerk toe kom, en sê jy hoor, baie mense se geloof is, glo dat jy sal kry wat jy wil hê. Of dat jy sal kry wat jy nodig het. Dis in wat jy gaan kry, waar jy die primarius of die hoofrolspeler van die hele saak is. Dis jy sentraal en glo dat jy dit gaan trek na jou toe. En as ek op baie mense heeltemal die pad byste raak en in allerhande New Age goed betrokke raak van the law of attraction en manifestation, jy weet, en al die tipe goed, en jy soos 'n magneet trek die seëninge na jou toe. Gaan alles oor jou, jy staan sentraal. Dit is glad nie waarvan die Bybel praat of nog ooit gepraat het. Die geloof waarvan Johannes praat is nie net bloot in 'n positiewe wêreld uitkyk nie, of geloof dat jy sal kry wat jy wil hê nie. Dis geloof in die identiteit van Jesus. En geloof in die identiteit van Jesus het 'n baie pertinente, spesifieke reaksie wat dit in die hart van 'n mens ontlok, wat hom bring by 'n plek waar hy sê, dat U is die Here van my lewe, nie net die Here nie, van my lewe, al beantwoord U nie my gebede nie. Identity trumps anything else. En die ontdekking hiervan is so krities, dat dit my uitbring by stellings soos. Mense sê, jou deurbraak sal kom, wanneer jy jou identiteit in Christus besef. Kategories wil ek net nou sê, sonder emosie. Dis absoluut nie waar nie. Dis nie waar nie. Nêrens in die Bybel word daar gesê, jou deurbraak gaan kom, wanneer jy jou identiteit in Christus besef nie. Nêrens. Nêrens. Niemand suggereer dit eers nie. Nie Jesus nie, en nie enige van die apostels nie. Nooit nie. Is daar versies wat 'n mens so kan draai, dat het wel lyk asof dit daar staan? Ja, natuurlijk. Ja, absoluut so. Elke ketter het sy letters, soos my ouma gesê het. Ja, natuurlijk. Ek bedoel, verseker so.
Enige liewe lawwe ding wat mense kwyt raak, kry hulle 'n Bybelversie voor. Maar dit, jou deurbraak gaan kom wanneer jy jou identiteit in Christus besef, staan nêrens nie. Die teendeel egter staan daar. Jou deurbraak gaan kom wanneer jy die identiteit van Jesus besef. Dis waaroor alles gaan. Die hele evangelie van Johannes gaan net daaroor. Christus Jesus. Daarom sê Paulus, verkondig ons nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte. Daarom skryf Paulus verder, het ek alles as drek beskou, om Christus Jesus as wind te verkry. Hy is die skat, nie jy nie, of ek nie. Hy is die skat. Hy is die kosbare parel. Dit gaan alles oor hom. En die vlees en die mens is baie gretig om dit te draai en te spin op 'n manier wat net glad nie God se boodskap is nie. En baie het in hom geglo, baie van die Jode. Nou ja, hierna, na hierdie gebeurtenis van Lazarus by die graf, gaan ons verstommende goed lees. Ons gaan lees van die brutale reaksie van die fariseërs en die skrifgeleerdes en die kerkmense van die dag. Van hulle skaamtelose boosheid, gekamoufleer met godsdienst. Dat hulle selfs dit oorweeg om nie net Jesus dood te maak, maar ook Lazarus, vanweë die rol wat hy speel in die gedagtes en harte van mense. Lazarus, kyk hier is hy, hier is Lazarus, maak hom dood. Jy weet, maak Jesus dood, sodat hulle mag kan behou. Verskriklike goed. En die rede hoekom dit ook belangrik is om kennis te neem van die verskriklike goed, is omdat daardie goed nog steeds vandag gebeur. Dit het nog nooit verander nie. Die kompetisie met die identiteit van Jesus is nog net so alive and well, soos wat het was, 2000 jaar terug. En dat die mense, wat in hulle harte boos is, maar gekamoufleer is met godsdienst, nog steeds dieselfde taktieke en tegnieke gebruik vandag nog. Om enige getuienis rondom die heerlikheid van Jesus uit te wis en uit te roei. Om mense wat as getuienisse uitstaan, uit te wis en uit te roei. En as hulle dit nie kan doen fisies deur mense dood te maak nie, ten minste hulle te diskrediteer in die oë van die mense. Hulle probeer dit met Jesus, hulle doen dit met die disippels, hulle doen dit met almal, en hulle hou nog steeds daarmee vol tot vandag. En jy moet dit raak sien. Want dit raak jou. Dit raak jou oor hoe jy luister na gesprekke. Wat jy doen met nuusberigte, koerantberigte en YouTube video's, dit raak jou. Direk en baie persoonlik. Waar oriënteer jy jou? Deur wie laat jy jou beïnvloed? Jy sien, dit raak jou. Want die uiteinde daarvan is net dit. Is baie eenvoudig. Is glad nie ingewikkeld. Of jy gaan in jou geloof in wie Jesus is groei. Of jy gaan jou rug op hom draai. Maak nie saak oor wat redes nie, maak nie saak oor wat invloede nie, dis al waaroor dit gaan. Dis dit. As niks verder nie. Is Jesus weer gesê het hy is. En jy gaan by een van twee gevolgtrekkings uitkom. Ja, en jou lewe voor hom buig om hom te aanbid, met alles wat jy is, en alles wat jy het. Of, nee,
en jy gaan jou eie rigting inslaan en hom verwerp. Dis dit. Daar's niks tussenin nie. Niks. Dis of dit, of dit. En dis waaroor het gaan. Dit beskryf Paulus as die stryd van geloof. Elke knie sal buig.